Goeienaand, liewe vriende. Ek groet jou in Jesus Christus se naam. Dankie dat jy vanaand inskakel by die aanddiens van Uit die Woord Digitaal. Ons skriflesing kom vandag uit die woord van die Here uit Handelinge 16. Ons gaan lees vanaf vers 25 tot en met vers 34. Paulus en Silas is in die tronk en dit is juis so gedoen om die evangelie te probeer stilmaak en daarom is hulle hier. Kom ons begin lees vanaf vers 25. En omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing. En die gevangenes het na hulle geluister. En skielik kom daar 'n groot aardbewing, sodat die fondamente van die gevangenis geskud het. En onmiddellik het al die deure oopgegaan en die boeye van almal het losgeraak. En die tronkbewaarder het wakker geword. En toe hy sien dat die deure van die gevangenis oop was, het hy 'n swaard getrek en wou homself om die lewe bring, in die mening dat die gevangenis ontvlug het. Maar Paulus het met 'n groot stem geroep en gesê, moenie jouself kwaad aandoen nie, want ons is almal hier. En toe hy lig gevra het, spring hy na binne en val bewende voor Paulus en Silas neer. En hy het hulle na buite gebring en gesê, menere, wat moet ek doen om gered te word? Toe sê hulle, glo in die Here Jesus Christus, en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. En hulle het aan hom die woord van die Here verkondig, en aan almal wat in sy huis was. En in daardie selfde uur van die nag, het hy hulle geneem en hulle wonde gewas, en hy is onmiddellik gedoop, hy en al sy mense. Toe bring hy hulle in sy huis, en sit hulle 'n maaltyd voor, en hy het hom verheug met sy hele huisgesin, dat hy tot geloof in God gekom het. En toe dit dag geword het, stuur die regters die geregsdienaars en sê, laat daardie manne los. En die tronkbewaarder het hierdie woorde aan Paulus oorgebring. Die regters het laat weet, dat julle losgelaat moet word. Gaan dan nou uit, en reis in vrede. Net tot sover uit die woord van die Here vandag. Broeder en suster in ons Here Jesus Christus, daar kom tye in 'n mens se lewe, waar dit vir jou as mens en as Christen middernag voel in jou lewe. Middernag is daardie oomblikke wanneer jy nie antwoorde het nie. Wanneer jy seer het in jou lewe. Wanneer jy vernerveer voel. Wanneer mense jou verkeerd behandel het. Wanneer jou trane meer as jou woorde is. Paulus en Silas was nie in die tronk omdat hulle iets verkeerd gedoen het nie, maar was in die tronk omdat hulle reg gedoen het. Hulle het die evangelie van Jesus verkondig. Hulle het ander mense gehelp. Hulle het vir Christus geleef. En tog sit hulle in hierdie oomblik van hulle lewe in die tronk om middernag, in boeye vasgeketting, in die donker. Maar luister mooi, broeder en suster. Middernag verander nie wie God is nie.
wat jy vandag as mens en as kind van die Here in jou lewe deurgaan, verander nie God se krag nie. Dit verander nie God se liefde nie. En dit verander ook nie God se trou nie. Nou ons gaan vanmôre stil staan by 3 baie belangrike hoofpunte vanuit hierdie boodskap, vanuit hierdie teks. En ek wil graag hê dat jy ook jou hart vanmôre oopmaak vir die Here se woord en hierdie waarhede jou eie maak, daarin glo en dit gaan toepas, omdat dit die wil van die Here vir ons lewe is. Die eerste hoofpunt waarby ons vandag stil staan is dit: in middernag moet jy steeds die Here aanbid. In vers 25 staan daar: omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing. Wat 'n merkwaardige toneel. Hierdie was nie klaagliedere in hulle haglike omstandighede nie. Dit was nie bitterheid wat in hulle harte oorgeborrel het nie, of wanhoop wat deurgeskemer het nie. Hulle bid en hulle sing. Hulle omstandighede was donker, maar hulle harte was lig. Baie mense prys God wanneer die son skyn, maar ware geloof loof die Here hulle God wanneer die nag op sy donkerste in jou lewe geword het. Dis baie maklik, broeder en suster, om te sing as jou bankrekening vol geld is. Dis baie maklik om te juig as almal goed praat oor jou of jou bewonder. Dis maklik om te getuig wanneer alles goed gaan in jou lewe. Maar wat van wanneer jy gebreek is? Wat van wanneer jy verneder is? Wat van wanneer jy vasgevang voel? Dan wys lofprysing in jou lewe of jou geloof waarlik eg is. Paulus en Silas leer ons, jy kan bloei in jou lewe, maar steeds bid. Jy kan huil in jou lewe, maar steeds sing. Jy kan vassit, maar steeds God vertrou. Die vyand wil jou stil maak in jou donkerste uur. Maar as jy steeds aanbid, dan verloor die duiwel sy greep. Wanneer jy bid, broeder en suster, sê jy, God hoor my nog. Wanneer jy sing, dan sê jy, God regeer nog. En wanneer jy aanbid, sê jy, hierdie tronk gaan nie my lewe definieer nie. Miskien is jy vandag in 'n middernag toneel in jou lewe. 'n Baie ernstige siekte, finansiële druk, verwerping deur mense, skuldgevoelens oor dinge wat jare terug skeef geloop het, of jy dalk baie groot vrees oor die toekoms of oor môre. Jy lewe dalk met gebroke verhoudings. En daarom wil ek vandag vir jou oproep, my liewe broeder en suster, moenie stil bly in jou tronk nie. Bid, sing, loof die Here. Want ware aanbidding verander nie altyd eers jou omstandighede nie, maar dit verander jou gees hier binne in jou omstandighede. Sien daarom ook die talle seëninge in jou lewe raak wat die Here vir jou gee. En dit is maar bloot net menslik dat wanneer ons swaar kry of deur krisisse in ons lewe gaan, is dit alwaarteen ons vaskyk en ons sien nie regtig al die seëninge wat die Here mildelik vir ons in ons lewe gee nie.
eer die Here en dank die Here vir daardie seëninge en gaan leef uit sy genade. En nou kom ons by die tweede hoofpunt vandag. Wanneer God beweeg, breek hy kettinge oop. In vers 26 staan hierdie woorde: skielik kom daar 'n groot aardbewing, die deure het oopgegaan en almal se boeye het losgeraak. God antwoord nie altyd laat nie. Hy antwoord presies op tyd. Ek en jy bid baie keer oor 'n situasie of dalk vir iemand en ons sien nie dadelik die reaksie nie en ons sien ook nie dadelik 'n antwoord of dat dinge verbeter nie. En dan dink ons baie keer, maar waar is die Here? Maar uit hierdie teks moet ons weet, die Here antwoord nie altyd laat nie. Hy antwoord presies op die regte tyd. Terwyl Paulus en Silas sing daar in die donkerte van die tronk, terwyl hulle in pyn is as gevolg van hulle wonde, terwyl hulle in die donkerde diepte sit, is God aan die beweeg. Nie net een ketting nie, nie net een deur nie, maar die teks sê die hele aarde word geskud. Wanneer God opdaag, dan gebeur daar dinge wat mense nie kan doen nie. En dit moet ek en jy met ons hele hart en met ons hele wese glo, sien en vertrou. Die tronkbewaarder het sleutels gehad, maar God het krag gehad. Mense kan jou toesluit, mense kan jou afskryf, mense kan jou etiketeer, mense kan jou beperk, mense kan jou vals beskuldig, maar mense, my broeder en suster, het nie die laaste sê in jou lewe nie. God kan deure oopmaak waar mense toegesluit het. God kan vrees breek waar niemand anders dit kan doen nie. God kan sonde kettinge verbreek waar niemand dit kan regkry nie. God kan nuwe hoop gee vir 'n totale hooplose toestand in ons lewe. God kan jou weer laat opstaan met 'n lied in die hart en met 'n gemoed vol van dankbaarheid. Ja, daar is mense vandag wat met onsigbare kettinge lewe, baie groot skuld oor dinge wat in die verlede gebeur het, verslawing aan drank en dwelms, bitterheid oor verhoudings wat skeef geloop het, depressie, minderwaardigheid, vrees, geestelike blindheid. Jy glimlag dalk buite, maar hier binne sit jy vas. Hier binne voel dit vir jou middernag. Luister mooi vandag, broeder en suster. Een aanraking van die lewende God kan meer doen as jare se menslike pogings. Daardie aardbewing was nie vernietiging nie, dit was bevryding. Soms skud God jou totale lewe geweldig. Nie om jou te breek nie, maar om jou juis los te maak. Jy verstaan dalk nie hoekom sekere dinge geskud word nie, maar God is besig om verkeerde fondamente te breek, om ou kettinge af te skud en om nuwe deure in jou lewe oop te maak. Moenie bang wees wanneer daar geskud is in jou lewe nie. As God skud, is dit dikwels om jou as sy kind te bevry. En nou is ons by die derde punt vandag. Jou getuienis kan ander red. In vers 30 sien ons kom daardie tronkbewaarder en hy spring in die tronksel in waar die deure oop gestaan het
En hy vra vir Paulus en Silas, wat moet ek doen om gered te word? En nou gebeur iets wonderliks hier. Die tronkbewaarder wat hulle moes oppas, word nou self 'n soeker na bevryding. Die man wat mag gehad het, kniel nou hier in sy nood. Hoekom? Want hy het gesien dat hierdie manne, wat in die donkerste oomblikke van hulle lewe God loof en prys en God aanbid met lofliedere en saam sing, dat hierdie manne anders is. Hulle het nie gevloek nie, hulle het nie gehaat nie, hulle was nie vol bitterheid nie, hulle het nie gevlug toe die deure oopgaan nie, hulle het karakter getoon, hulle het vrede gehad, hulle het God se teenwoordigheid gedra. En dit bring hom by die vraag, menere, wat moet ek doen om gered te word? Broeder en suster, ek en jy moet weet, ons reaksie in ons swaar kry, preek harder as baie ander mense se preke. Wanneer mense sien, dat jy in jou swaar kry, aanhou glo, aanhou bid, aanhou lief hê, bly eerlik wees, bly sagmoedig wees, jy breek nie onder die druk van die swaar kry nie, dan vra hulle, wat het jy wat ek nie het nie? Paulus antwoord die tronkbewaarder, glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word. Vers 31. Nie geld nie, nie aardse besittings nie, nie godsdienstige rituele nie, nie jou goeie werke nie, Jesus Christus. Dis die antwoord. Die evangelie het daardie huis binne gegaan. En in daardie nag is die hele huishouding gered. Wat begin het by 'n donker, moeilike tronk-episode, eindig daardie selfde nag in 'n huisherlewing, waar talle mense in daardie huishouding hulle lewe vir die Here Jesus Christus gegee het, en die lig uit die hemel het deurgebreek. God, my broeder en suster, kan jou pyn gebruik om iemand anders by die Here Jesus uit te bring. Moet dus nie jou pyn en jou stryd en jou hartseer en jou krisisse mors nie, maar gebruik jou stryd as 'n platform. Jou stryd kan 'n platform word, jou wonde kan 'n getuienis wees, jou middernag kan iemand lei na die sonsopkoms, waar Jesus Christus se lig deurbreek, ook in hulle lewe. Nou vandag die vraag, wat doen jy in jou middernag? Dit is maar net so dat ons as mense geneig is om net heeltyd te kla, wanneer dit swaar gaan, of net te huil. Kla jy net? Huil jy net? Of bid jy ook? 'n tweede vraag, watter kettinge moet vandag breek in jou lewe? Noem dit eerlik voor God. Sê vir God, wat is die kettinge wat jou bind? Wat jou vashou, wat jou pla? En dan derde vraag vandag, wie kyk na jou lewe? Weet jy, broeder en suster, as mense wat vir jou dophou, hulle ken jou, hulle sien jou krisisse, hulle weet van jou hartseer, hulle sien wat jy doen in jou donkerste situasie. Jou geloof beïnvloed baie meer mense as wat jy dink. Miskien voel jy vandag in 'n tronk, jy sien mure, jy voel die boeie, jy hoor die stilte,
Jy beleef die donkerheid en die alleenheid in jou lewe. Maar hoor die woord van die Here vandag. Middernag, broeder en suster, is nie die einde nie. Tronkdeure is nie sterker as God nie. Kettinge is nie permanent nie. En donkerte is nie vir altyd nie. As Paulus en Silas met gelowige en brandende harte kon sing in die nag, in die tronk, in hulle nood, in hulle pyn, dan kan jy dit ook doen as kind van God. As God hulle deure kon oopmaak, dan kan hy jou deure ook oopmaak. As hy die tronkbewaarder kon red, kan hy jou huis ook aanraak. Moenie wag vir môre nie. Begin vandag weer bid. Begin vandag weer getuig. Begin vandag weer glo. Want die God van Handelinge 16 leef vandag nog. En dalk, net dalk, is jou aardbewing nader as wat jy dink. Amen. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons vandag tydens hierdie erediens rondom u woord hierdie kosbare boodskap kon hoor. 'n Boodskap wat op elkeen van ons lewens van toepassing is. Ja, Here, dikwels beleef ons ook in ons lewens middernag, donkerte, pyn, moedeloosheid, hooploosheid. Here, maar u het vandag vir ons 'n kosbare en 'n wonderlike antwoord vanuit u woord. Dankie dat ons dit ons eie kan maak. En dat u 'n God is wat ons ken en ons harte ken. En dat u in 'n oomblik kan opdaag, Here, om die lig te laat deurskemer en helder te kan laat skyn in ons lewens. Vandag wil ons vra dat u ons deur die Heilige Gees sal help om met gelowige harte aan u elke dag te kan vashou en tot u te kan bid en lofliedere te kan sing. Ja, selfs al voel dit nagdonker in ons lewe. Dankie dat u in beheer is. Dat u almagtig is. Dat ons nie uitgelewer is aan mense en aan omstandighede nie. Maar dat u, o Here, in besit is van ons lewens. Vandag kom ons voor u staan. En ons wil vir u kom sê, Here, hier is ons. Omvou ons. Neem ons lewens in besit. Ons wil vir u kom sê, ons glo in u van harte. En ons weet dat u lig helder sal skyn in ons lewens. Dankie vir 'n boodskap soos hierdie uit u woord. Bekragtig dit in ons harte. Laat dit vrug dra. En laat ons deur ons lewens elke dag in alle omstandighede u loof en prys en aanbid. In Jesus Christus se naam bid ons dit vandag uit dankbaarheid. Amen.